Vriende, ek het vanoggend met julle konsep net julle herinner dat my thema is God is groter. Niemand van ons kan net op ons eie God se grootheid verstaan. En die mens het 'n oorlewings toerusting of gereedskap, wat jy alles het vereenvoudig alles. Jy maak alles makliker vir ons om te oorleef. So jy maak alles kleiner. En as gevolg daarvan het ons elkeen het God in 'n boksie ingesit. En so gemaak as jy dink God bly. En God, al wat ek vandag wil sê, God is groter as jou boksie. Jou boksie is nie die alfa en omega aangaande God nie. So ons het oor die jare het ons baie dinge wat ons lei in ons vorming van God. So baie van ons gewoontes help ons om God te verstaan, maar dan dink ons dis hoe God is. Ons het sekere verwagtings wat ons dink God sal en moet doen en kan doen. Ons het sekere gebede wat ons heeltyd bid. Ons het ook, natuurlik almal van ons het een of ander bygelowe, wat ons dink God moet daaraan pas. So ons hoop en ons aansprake is alles deel van die kriteria wat ons help om God se prentjie in ons kop te vorm. En dan kom ons op 'n punt wat ons sê, ons weet presies wie en hoe God se wese is. Wat sy handel en wandel is en hoe hy dinge doen en nie doen nie. En dan, die probleem wat dan ontstaan, dan begin ons vir ander mense sê, God maak so en so en so. En ek wil 'n gedeelte lees in Micha. Ons lees baie min in Micha. Micha het 7 hoofstukke, een van die profete. Micha 4 vanaf vers 9 tot 14. Die opskrif is, hulle ken nie die plan van die Here nie. Nou, dis 'n moeilike gedeeltetjie, soos baie van die profete se boeke is maar moeilike reg. Want profete en sieners en die ouens wat bietjie belese is, praat gewoonlik in simboliese taal. En dis een van die eienskappe van, as ons oor God praat, as jy vir al die profete oor God praat, dan praat hulle in groter betekenis. Hulle praat simbolies, dat die betekenis daarvan groter is. So, kom ons lees dit saam. Vers 9. Waarom skree jy so hard? Het jy nie 'n koning nie? Het jou raadgewer omgekom, wat kraanpyn jou oorval het? Hierso, God is besig om met sy volk te praat. En dan vra hy vir hulle, hoekom gaan julle so te kere? En dis omtrent waar ek dink die wêreld ons gelowiges is vandag is. Ons gaan te kere oor alles en op wat. Dan vra hy maar net vir hulle, het julle nie 'n koning nie? Het julle nie raadgewers wat julle kan kalmeer en sê, dis hoe dinge werk nie? En dan begin die simboliese taal wat hy begin gebruik en die kraanpyn jou oorval. Dan begin hy praat van iemand wat baie swaar en seer kry. Krul van die pyn Sion, kry geboortepyn soos 'n vrou wat kraam. Jy moet nou die stad verlaat. Jy moet in die oop veld gaan woon, na Babel toe gaan. Daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou verlos uit die mag van die vyande. Hier sien ons, dit is in 'n tyd waar die volk in Israel en Jerusalem baie swaar kry. Sion is ons Jerusalem, daar by die tempel rond. Hulle kry baie swaar, hulle kry baie pyn en dis baie seer. En dan sê God vir hulle, wat 'n vreemd is, want Sion is waar die tempel is waar die verlossing is. Dan sê God vir hulle, nee, julle moet na die oop veld toe gaan. Gaan uit, gaan weg, gaan daar, loop weg. Gaan na Babel toe. Babel sal julle gered word. Dit is die teenoorgestelde van hulle geloof. Hulle geloof in Jerusalem, by die tempel sal ons gered word. En God sê vir hulle, gaan uit Sion uit, gaan na Babel toe.
Gaan in die hoopveld in, daar sal julle gered word. Dan sê hy, daar sal jy gered word, daar sal die Here jou verlos in die mag van jou vyande. So hier is 'n groot ding, die volk het dit nie geken nie, want God is by die tempel. Maar hier sê hy vir hulle, hy sal hulle daar red, nie by die tempel nie. En dan lees ons verder vers 11, nou moet baie nasies nog eers teen jou saam staan, sê hulle sê, ons sal toekyk hoe Sion veronreinig word. So basies sê God, maar net baie nasies gaan saam staan teen julle en julle verlos in sy eie volk. Dan sien ons, maar hulle ken nie die plan van die Here nie. Hulle verstaan nie wat hy besluit het nie. Hy het hulle soos gerwe op die dorsvloer bymekaar gemaak. Nou verstaan, dit is moeilik om te verstaan, want hy praat van die vyand en sê, hulle ken nie die planne van God, en dan sê God, maar hy het hulle soos gerwe by die dorsvloer bymekaar gemaak. Maak klaar en dors die gerwe Sion. Nou lyk dit of die verhaal omdraai, en God vir Israel sê, julle gaan hierdie gerwe bymekaar maak en hulle uitneem. Ek maak jou sterk. Ek gee jou die bronsklaue sodat jy baie nasies kan vermorsel. Jy sal aan die Here wy wat hulle buitgemaak het. Al hulle besittings aan die koning van die hele wêreld. Jy is nou vasgevang, rowersstad. Ons word beleer. Die vyand sal die koning van Israel met die kierie op die Kaapbeen slaan. Die swaai dit terug. Vyand gaan weer God se volk slaan. So hierdie hele gedeeltjie, hierdie moeilike gedeeltjie, lyk dit vir ons asof nie die volk Israel God se wel en weer kan verstaan nie, en ook nie die vyande. En dit kom daarop neer dat God is soewerein. Dit is nie 'n woord wat ons baie goed ken. Want ons vandagse wêreld is daar baie min soewereine state nog oor, soos Monaco, en wat deur 'n monargie gereël word, en sy woord is wet. Met ander woorde, God is nie soos 'n land se grondwet wat deurgepen is en geskryf is en so dit werk. God is God. God is die enigste ding wat jy ken wat almagtig is. Niks anders is almagtig nie. Al dink ons baie keer die vyand is ook almagtig. Is die vyand nie almagtig nie? God is die enigste wat almagtig is. God is alwetend en God is alomteenwoordig. En daai drie eienskappe, daai soewereiniteit van God, plaas God bo ons verstaan, bo ons denke. Maar vir ons om God te verstaan, en bring ons maak ons God weer kleiner. Dan sê ons, wat ons sê, God is nie resetmatig nie. Ja. Hy hoef nie elke oggend die son te laat opkom. Partykeer is daar dae sonder 'n son. God is nie dogmaties nie. Die probleem van die gereformeerde kerke, veral die protestantse kerke, is hulle het God dogmaties in blokkies ingesit en geskryf, alles oor God. Die teologie gaan swaar, een van jou vakke dogmatiek, dan leer jy alles van God, hoe doop werk, hoe die nagmaal werk, hoe God se almagtigheid werk, hoe alles werk. Maar God is nie dit wat ons geleer het. God is groter as dit. God is nie diagnoseerbaar nie. Niemand van julle kan die Bybel in 10 jaar bestudeer en sê, nou weet ek God onder die Here. Jy kan dit nie doen nie. Want God is groter as dit. Sy soewereiniteit beteken hy kan nee sê en hy kan ja sê. Ja. En ons verstaan nie hoe God een ding doen, maar dit twee betekenisse het. Soos byvoorbeeld die redding by Noag se ark. Daai storm, daai water, daai houtark, dit is die redding van 6 mense. Maar dit is ook die ondergang van duisende wat daar buite is. Dieselfde ding, God gee net water. Wat dit doen. God is nie filosofies trefbaar nie. Met ander woorde, ons kan dit nie uitberedeneer met filosofie nie.
kan praat en praat en praat om ons blou is. Ons kan dit nie vasvat in filosofie. God is nie wiskundig en wetenskaplik bereken nie. Dit gaan nie oor somme nie, en teorieë nie. En die moeilikste ding vir ons om te van God kan nie godsdienstig vasgevang word nie. En die wêreldse kerk het dit probeer doen. Elke kerk, elke denominasie het gedink die vorm kerk wat hulle hou, is die regte vorm vir die regte God. Maar as jy deur die wêreld reis, en jy kom by 'n Griekse ortodokse kerk, en jy kom agter daar's ware gelowiges daar binne. Jy kom by 'n Rooms-Katolieke kerk in Italië, en jy agter daar's ware gelowiges daar binne. En jy kom by 'n gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en sien my Belgiese ware gelowiges hier binne. Jy kom by 'n charismatiese kerk, en kry jy ware gelowiges. Jy kom by 'n protestantse kerk. Dit is ons kan nie God vasvang in ons kerkmodelle en in ons denominasies en in die maniere wat ons praat nie. God laat hom nie vasvang. Maar wat ons doen, is die sonde van die tyd. Elkeen skep sy eie beeldjie van God. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n beeld gemaak van God. En hierdie van 'n beeldmakery is nie 'n nuwe begin nie. Dit kom van, dis 'n argaïese beginsel. Dit kom van 'n antiekse tyd af, wanneer die mense begin aanbid het, né? In 3000 voor Christus het die mense beelde gemaak. Hierdie is deel van die Egiptiese mitologie. Dis 'n Anubis, sê Anubis. Hierdie is deel van die Egiptiese mitologie. En al die mitologie lyk so, die Griekse mitologie, die Romeinse mitologie, die Indiese mitologie, al die mitologie het hulle beelde gemaak van hulle gode. So jy kry die hele Egiptiese mitologie is klombeelde, songod, Ra, en Isis, en allerlei name, Anubis, Bastet, Maat, Lut, allemaal van hulle, Horus is die aarde. Ons het dieselfde gedoen. Dat die argaïse mense in die mitologie gedoen het. Ons het 'n afbeeldingkie van God gemaak, maar nie 'n afbeeldingkie, 'n gesneede beeld nie. Ons het 'n filosofiese beeld gemaak, 'n rasionele beeld in my kop. En daarom het ek gesê, my God, wat in my kop 'n rasionele beeldjie gemaak het. Hy haat sekere dinge. Hy haat ander rasse goed. Baie mense glo dit. Baie honderde duisende glo dit, dat God haat al die ander rasse. En die ding is, as jy in Honduras kom, en jy sien al die Honduras is vreemde mense, maar daar's gelowiges daar binne. As jy in Egipte kom, en jy loop lank genoeg in Egipte, dan kry jy kerke, Christenkerke, wat 10 keer meer gelowig as ons is. Maar die God wat ek gemaak het, die afbeelding wat ek gemaak het, daai God haat ander godsdienste. Hy verdra nie Islam nie, hy verdra nie Jode nie, hy verdra nie dit nie, hy verdra nie dat nie. Hy haat al die ander godsdienste. Hindoeïsme en Boeddhisme haat ek. My God wat ek gemaak het in my kop, haat alle anders denkende mense. Mense moet nie anders dink nie, hulle moet ons dink nie. Hulle moet dink soos ek dink. Die God wat ek in my kop gemaak het, haat drank en alkohol. Hy haat dit. Hy haat seks, ek weet nie oor seks praat nie, want hy haat seks. Hy haat vreemdelinge. So, ek weet nie hoe God se beeld in jou kop lê. Maar toe God begin het met die volk in die Exodus en hy gee hulle die wet en die 10 gebooie. Die heel eerste ding het hy gesê, jy mag nie vir jou 'n beeld van enige afbeelding maak van wat in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde. In ander woorde, in die hemel is God, en die gode, op die aarde is mense en hulle dinge, en onder die aarde is die demone en hulle dinge.
moenie vir jou afbeeldings maak van hierdie goeders nie, want dit is nie in die wêreld wat ek en jy kan sien en voel en hoor nie, dis in 'n geesteswêreld. En die oomblik as jy 'n afbeelding maak, is dit jou skepping. Daarom sê God, moenie 'n afbeelding maak nie. En ons almal het hierdie gebooie oortree, almal van ons, hierdie gebooie, en hou aan om hierdie gebooie te oortree. Wie het vir my en vir jou die advokaat gemaak van God se karakter en wese? Wie het vir jou gesê, jy moet bepaal hoe God se wese en karakter lyk. Jy moet bepaal wat God doen en nie doen nie. Wie het jou aangestel? Waar is jou aanstellingsbrief? Wie het vir jou gesê, jy is die advokaat van God se doen en late? Ons kerk, ons gelowiges, het God begin halsband. Ons het hom in 'n halsbandjie gesit. En hy is ons skootbandjie. Dis wat ons begin doen. En die ding is, God is nie 'n wapen in jou hande nie, of in my hande nie. Ek het geen reg om God op te tel as 'n mes en te begin steek na ander mense nie. Geen reg nie. Selfs daar waar God sê, moenie my naam uitlig gebruik nie. Sê nie, Willem sal jou straf, of Anton sal jou straf, of Anton gaan jou met die vuis slaan nie. Hy sê, ek sal daai persoon nie ongestraf laat bly nie. Dis wat God sê, hy sal rekenskap vat van daai ding. Nie jy nie. Ek as mens het nie die vermoë, sekere dinge wat ek nie kan doen nie. Ek kan nie onpartydig wees nie. Niemand van ons kan sê, ek is onpartydig, ek sal kies en besluit. Ek kan nie objektief wees nie. Jy is altyd, daar waar jy is jy partydig. Daar waar jy is jy subjektief. Daar waar jy is jy ongebalanseerd. Jy kan nie 'n perfekte balans handhaaf nie. Net sodra ek dink, jy sien nou spandeer ek baie tyd aan dit, dat ek dit afgeskeep. En as ek weet dat ek dit afgeskeep. Dit is net onmoontlik. Geen mens kan perfekte balans handhaaf nie. Geen mens kan algeheel regverdig wees nie. Want jy kyk met jou eie oë, jy kyk met jou eie, leef met jou eie brein, jou eie goeders. Geen mens kan ideale perspektief hê oor alles nie. Geen mens kan algeheel onselfsugtig wees nie. So met ander woorde, ons het 'n default position. Die Bybel praat daarvan as 'n sondige aard. Ons het 'n default position wat nie reg is nie. Dis verkeerd. Daai default position van ons is die sondige aard. Wat die sondige, Galasiërs 5:17, wat die sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat die sondige natuur begeer. En ek en jy sit met hierdie sondige natuur. Ons het dit. Niemand van julle wat dink julle het dit nie meer. Julle het dit. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Ons is blind. Om die waarheid te sê, een van ons het die vermoë om God te kry as God hom nie laat sien. Jy kan niks van God weet as God dit nie openbaar aan jou nie. Jy kan nie kyk as God jou oë toe, dan is jou oë toe. Ons is blind oor God. So as ons by 'n plek kom waar ons oor God praat, en ons raak in die Bybel, ons raak aan ons geloof, dan moet ons vir mekaar sê, luister, kom ons wees vir die begin baie nederig. Baie nederig. Die bietjie wat ons weet is so niks. Want ons ken net ten dele. Ons is maar net ontvangers van die openbaring van God en ontvangers van genade en ontvangers van versorging. En
Omdat as jy bietjie gesien het, dan ken jy nog net 'n bietjie, dan moet dit dan word jy getuie wat God in jou lewe gedoen het. En as jy getuie word wat God in jou lewe gedoen het, dan begin jy optree as Christus se gesant. En jy sê, jy is 'n getuie. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang as die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dit is die roete van gelowiges. En dan begin ons hoop sit op 'n goddelike toekoms. So, as gelowiges, as Christene, vra ek julle almal, moenie dink jy is die Alfa en Omega en jy weet alles van God is. En jy wil dit in ander mense se keel wat afdruk. God wat hom vind deur wie hy wil. God openbaar aan mense wat hy wil openbaar. So as jy nie bietjie weet wat jy weet, dan het God dit aan jou openbaar en sê dankbaar en sê jy prys die Here. Maar moenie God as 'n stuk Bybel, as 'n Bybel was om gebruik om te kap aan ander mense nie. Wees nederig oor jou geloof. Wees beskeie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons loof U naam, Here. U is groter as wat ons kan bedink, kan besef. As ons net na die makrokosmos kyk, dan het ons geen benul van die grense van alles nie. Ek onthou nou hierdie boek in Job 38, waar jy vir die mens vra, wie het jou aangestel? Het jy die buffel gemaak? Het jy die olifant gemaak? Het jy die kameelpad gemaak? Het jy die grasse van die aarde gemaak? Die mens dink, Here, ons weet alles, maar ons weet niks. Voor U staan ons nederig. En ons is dankbaar om die bietjie genade wat ek het, Here, te gekry. Baie dankie, Here. Maak ons oop, maak ons nederigheid groot, en maak ons funksionele diensbaarheid groot. Ons loof en ons prys U vir alles in ons lewe.